Hallo almal, baie welkom by die Groot Ontbyt. Vandag se episode gaan effens anders wees, maar baie opwindend. Vir 'n geruime tyd het ek gewonder of ek moet gaan vir Botox, maar ek weet net nie genoeg nie. Daarom wil ek Dr. Esmerie Totoy aan julle voorstel. Baie welkom Dr. Esmerie by my mooi insetsel. Dankie Annelies, dankie dat jy my genooi het. Ek is baie opgewonde, want al weet jy nie baie van Botox nie, ek doen en ek love dit, so ja, ask away. So ek gaan sommer dadelik inspring met my vrae want daar is 'n paar. So ek is 37 jaar oud en ek oorweeg om Botox te doen. So ek wil weet, is dit te laat vir my om te begin of is daar nog tyd? So dit is 'n baie goeie vraag. Dit is letterlik nooit te vroeg of nooit te laat vir Botox nie. Dit gaan altyd werk. Partykeer sê mense jonger beter, want so ek glo mense wil begin om die ek wil nou sê probleem te behandel voordat hy begin het, as dit sin maak. Maar soos ek sê, ons almal verouder anders. Party mense sien op 20 'n frons, ander mense sien op 25 'n boonste plooi waar hulle gremering wil gaan en jy doen nou gremering. So of onder die oogies kom hulle sê hoor jy my gremering begin nou isoleer. Maar die belangrikste ding van Botox is daar's nie, soos ek sê, daar's nie 'n reg of 'n verkeerd of mense behandel dit wendig net lyne nie. Mense behandel eintlik, soos ek sê, die make-up daarin of negatiewe emosies, soos mense sal kom en sê ek lyk moeg. Almal vra vir my lyk ek moeg. So dis gewoonlik bietjie later in life en dan kry jy nou ons nuwe millennials en so aan wat actually baie vroeg begin want hulle het baie inligting en hulle wil prevention is better than cure. So Dr. Esmerie, wat is Botox en wat doen dit? Okay, so Botox is actually 'n purified neurotoxin. Dit is nie slanggif of spinnekopgif, sulke goede wat party mense partykeer dink dit is nie. Dit is 'n purified neurotoxin, so hy bind op jou spier se reseptors, basically wat dit doen met die spier, okay? En hy keer dat jou reseptor daar kan bind om die signal te gee na die brein om die spier te laat sontoe. Maar so dit is eintlik vir dinamiese beweging. So as ek gaan vir Botox, gaan ek 'n dadelike verskil sien of wanneer kan ek die resultate kry? Okay, so as mens tyd, dit vat enige iets van 3 dae tot 14 dae vir sy volle effek om te bereik. So hy bind nou op die spiertjie se reseptor waar jou neurotransmitter moes gebind het en stelselmatig begin die spier te relax, hy maak sy beweging. So enige iets so 14 dae, jy sien dit nie dadelik nie. Jy het so 'n bietjie 'n knoppietjie na die tyd. Hy gaan in, hy trek dit in die vel in, want soos ek sê elke spiertjie het 'n ander diepte wat hy ingaan. Ja. En dan 14 dae later belangrik, veral as jy die eerste keer Botox kry, om jou dokter te gaan sien 2 weke later en te kyk, was daar jou resep en was daar jou aantal units. So as ek Botox stop, gaan ek erger lyk as voorheen. Nee, jy gaan nooit erger lyk nie, jy gaan altyd baie mense vra dit. Jy vra regtig goeie vrae. Jy vra wat mense vir elke dag vra. So nee, jy gaan altyd beter lyk as wat jy sou gelyk het, want vir daai tyd wat jy Botox gespuit het jy eintlik jouself bietjie gevries. Jy kan niks nuwe plooitjies maak nie, jou brows is bietjie oop, die spiere staan of stil. So jy gaan altyd beter lyk. Dit gaan nooit jy beskiklik erger begin lyk wanneer jy gestop het Botox. Ek dink ja, dit is nogal 'n vraag wat almal is bang daaroor, soos kom hulle dalk nie wil gaan vir Botox nie. Ja, verseker. Dr. Esmerie, ek het al gehoor mense sê dit is duur. Is dit so? Dis goedkoper om Botox te kry as jy dit per dag uitwerk, as wat dit is om elke dag 'n koffie te kry by 'n koffiewinkel. Ek het daai sommetjie gedoen, dis regtig soos dis R24 'n dag as jy jou frons in jou voorkop spuit en jy werk dit uit oor 4 maande. Ja. Wel, daar het hulle dit nou. Ek dink die insetsel was baie insiggewend. Of wil jy nie gaan Botox doen nie, dink ek julle almal het iets geleer. En dalk kan jy 'n vriendin reghelp. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Tot volgende week, totsiens.